hemelvaart is verby. 'n tyd wat ons nadink oor die betekenis van die lewe en die werk van Christus. En met Pinkster het ons nagedink oor die geskenk van die Heilige Gees wat aan ons gegee is en hoe dit werk in ons lewens. Dan kom ons vandag by 3-eenheid Sondag, die eerste Sondag van Koninkrykstyd. En ons vier die volheid van God se openbaring in 3 persone van die 3-eenheid. En hierdie fees vorm 'n brug tussen die openbaring van God en die groot seisoene en van Koninkrykstyd, wat fokus op hoe ons dit wat ons hoor leef. En daar is hy in Sondagskool groot geword het, toe hy jong was, raak die voorbeeld van 'n eier ontdek. Wat hulle vertel, maar God is soos 'n eier. Hy is die dop, hy is die wit en die geel. 3 dele, maar 1 eier. Of dalk toe die ouer word, hulle gepraat oor water, oor vaste stof, vloeistof, oor water wat water, ys of stoom is. 3 vorms, maar 1 water, 1 stof. En ook later begin praat oor die son, oor God wat self die son is, die strale is en die lig en warmte wat jy op jou vel voel. 3 maniere, maar 1. En dan, soos ons ouer word, begin ons meer wonder. Ons dink as God dalk net in 'n wetenskaplike metafore. Maar vandag word ons genooi om stil te staan by die misterie en die majesteit van God as Vader, Seun, Heilige Gees. Nie as 'n raaisel wat ons moet ontrafel of verstaan nie, maar 'n uitnodiging om God te aanbid, om hom te ken en om hom te vertrou, om 'n ritme van sy werk te sien, om dit te beleef in die alledaagse, veral soos dit ontvou in die skepping, in verlossing en in 'n lewe van wysheid wat God vir ons gee. En daarby is vandag ook 'n besonderse dag vir die wat dalk nie geweet het nie, dis Vadersdag. En op hierdie dag kan ons met vreugde ons Vaders vier. 'n Dag waarop ons in dankbaarheid dink aan Vaderfigure in ons lewens, die wat ons beskerm, die wat ons leer, wat vir ons bid, wat ons vorm en wat vir ons 'n beeld van liefde en stabiliteit is. En ons dank God vandag vir hulle invloed, hulle opoffering en hulle rol in ons ontferming, in ons vorming. En ons weet dat nie elkeen se ervaring dalk dieselfde is nie. Dat party se ervarings nie so eenvoudig is nie. Maar vanoggend kom ons met die God 3-eenheid ons as 'n Vader vol genade en met groot en troue liefde. En mag ons elkeen vandag as kinders in Christus sy Vaderhart beleef. En mag ons in hierdie ruimte om te ontmoet, om sy stem te hoor wat vir ons leiding gee en vir ons wysheid uitdeel. En dan wil ek 'n spesiale gebed vandag saam bid vir alle vaders, vaderfigure in ons land. So kom ons buig en bid saam. Hemelse Vader, op hierdie Vadersdag staan ons in verwondering. Ons bewonder vaders wat U vir ons gee. Paas, oupas, ooms, onderwysers, afrigters, mentors. Elkeen uniek, vol van omgee en van vriendelikheid. Here, dit is wonderlik wat hulle doen, deur te gee, deur te help, deur saam te lag en deur te leer. Ek wil
hemel is, dat U altyd by ons is. U is wonderlik vir ons. Dankie vir hierdie genade. Amen. En daarmee groet die Here ons vanoggend. Genade en vrede van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en deur die Heilige Gees, wat kragtig in en deur ons elkeen werk. Kom ons staan op en sing 'n paar lofliedere saam. Die bosse bij de vrouwen,
God, dankie dat U ons weer eens saamgeroep het op die ritme van U tyd. Dat U ons uit ons eie haastigheid en ons stemme en bekommernisse uitroep en ons dan mekaar bring in die stilte, in die ruimte van aanbidding. Dankie, Heer, dat U elkeen van ons sien, dat U ons ken en ons roep. Nie net met opdragte nie, maar met liefde, met genade en met wysheid, met 'n uitnodiging tot 'n verhouding met U. Here, U is 'n God wat nie ver is nie, maar naby gekom het. Ons beleef hoe U met ons praat, nie net in buitengewone wonders nie, maar in die alledaagse, waar U ons ontmoet. Bring ons nou in die stilte, dat ons binneste stil word, ons gedagtes gaan rus, dat die Gees ons fokus en ons versag, sodat ons ontvanklik vir U woord kan wees. Dat die waarheid diep insink in ons binneste, sodat dit nie net ons denke vorm nie, maar ons leefwyse, ons verhoudings en ons oorgawe aan U. Dit maak ons ontvanklik vir dit wat U vir ons wil gee. Dit wat U vir ons elkeen spesifiek vanoggend wil kom sê. Laat ons dit hoor, Heer. Heer, dankie dat ons in die lig van U teenwoordigheid kan leef. Dat ons hier by U voete kan opstaan. Heer, breek die woord vir ons oop en spreek daarin, want ons as U kinders kom luister. Spreek in U naam alleen. Amen. Vanoggend lees ons uit Spreuke 8, een van die mees indrukwekkendste poëtiese gedeeltes vir my in die wysheidsliteratuur. 'n hoofstuk wat die eenheidvorming van die wysheid en Spreuke wat aan Salomo toegeskryf word. En hierdie boek Spreuke kom dit vir ons riglyne vir 'n lewe van wysheid, van regverdigheid en van ontzag vir die Here. En dit doen dit deur beelde, deur spreekwoorde, deur poësie en met stemme wat praat. En hier besonder in Spreuke 8 kom praat wysheid self met ons. So kom ons lees saam en hoor wat wysheid vanoggend met ons op ons deel. Is dit nie wysheid wat aanroep en verstandigheid wat haar stemklank opklink nie? Op die top van die hoogtes, langs die pad waar die hoofpaaie bymekaar kom, het sy stelling ingeneem. Langs die poorte by die ingang van die stad, by die toegang tot die poortdeure, roep sy opgewonde uit. Na julle manne roep ek, my stem is gerig op mensekinders. Die Here, hy het my geskep as die eerste van sy werke voor sy dade van lank gelede. In die verre verlede is hy gevorm aan die begin voor die aarde. Daar was nog nie oerwaters nie, toe is ek voortgebring. Daar was nog nie fonteine ryk aan water nie. Voordat berge ingeplant is, voor heuwels daar was, is ek voortgebring. Toe hy nog nie grond en ook weivelde gemaak het nie, die eerste grondsoorte van die vasteland. Toe hy die hemele gevestig het, was ek daar. Toe hy die horison afgemerk het oor die oppervlak van die watermassa, toe hy die wolkenhemel daarbo gevestig, die fontein van die oerwater sterk gemaak het, toe hy vir die see sy grens vasgestel het, dat die water nie sy veld sou vertree nie, toe hy die fundamente van die aarde afgesteek het, was ek 'n liefdingskind
vir hom speel. Terwyl ek op die bewoonbare deel van sy aarde speel, het ek vreugde gevind in die mense kinders. Ek dink, as ons dink oor die invloed wat 'n stem op 'n mens kan hê, die stem van 'n pa wat 'n kind op die regte tyd sê alles gaan oukei wees. 'n onderwyser wat met woorde 'n kind se selfvertroue opbou. Die stem van 'n geliefde wat vir jou vrede bring in jou storm. Ons word gevorm deur stemme rondom ons. Nie net klanke nie, maar stemme vol liefde, vir waarheid en aanmoediging. En dis deur stemme dat ons identiteit gevorm word, dat ons rigting gekry word en selfs gered word. Want 'n stem dra iets van teenwoordigheid. 'n Stem het krag en veral wanneer dit kom by iemand wat ons vertrou. In Spreuke 8 hoor ons een van hierdie stemme, die stem van wysheid. Nie 'n vaal of 'n koue konsep van intellek nie, maar 'n persoonlike, aktiewe teenwoordigheid. Want wysheid praat, sy roep, sy verlang om gehoor te word. Nie net in tempels en stil tye nie, maar sy roep in die straat, op die kruispaaie van ons lewens. Dit is vandag nog steeds aktief, roepend, uitnodigend, wysend na 'n lewe in oorvloed en God se teenwoordigheid. En op hierdie 3-eenheid Sondag vier ons hierdie misterie, die genade van God wat een in wese is. En ons kry 'n blik op 'n God wat nie afwesig is nie, wat nie ver weg is nie, maar betrokke, skepper, wys, vreugdevol en sprekend. Wysheid kom roep hardop. En hierdie openingswoorde is half verrassend, 'n dramatiese beeld, want in die Bybel dink mense soms wysheid is innerlik, dis 'n stille geskenk. Maar hier is wysheid dinamies. Wysheid is nie teruggetrokke nie, nie teruggetrokke in 'n klooster of slegs opgeskryf in akademiese boeke nie. Sy is nie skaars nie, sy is aanwesig, beskikbaar en so dringend. Want wysheid kom wag nie passief vir mense om haar te kom ontmoet nie. Sy gaan self na plekke waar mense leef. In vers 1-4 skets 'n betreffende beeld van wysheid staan op prominente plekke, op die hoogtes, op padkruise, by stadsente, oral waar mense
wysheid is nie net slim of goeie raad nie, maar die vermoë om reg te leef in ooreenstemming met God se orde. 'n Begrip vir wat reg is, vir wat goed is en vir wat gepas is. Dis 'n lewe wat reageer op God se stem, nie net in heilige plekke nie, maar in die besige kruispaaie van ons lewens. So dit gaan nie net hier oor kennis of oor insig nie, maar oor 'n lewenskeuse wat die lig van God weerspieël. God se wysheid is bedoel vir die wêreld. Dis nie bedoel net vir 'n paar uitverkore mense nie. Wysheid wil gehoor word waar mense lewe, waar mense besluite neem, waar mense werk. Dit is 'n uitnodiging vir ons almal, ongeag jou ouderdom, jou agtergrond. God se bedoeling vir jou lewe is om in lyn met sy wil te leef. En hierdie stem roep vandag nog, dit roep in 'n wêreld vol geraas, en sy nooi ons uit om te luister. Want wysheid wil nie net stilweg kom fluister nie, sy wil hoorbaar wees. Wat hoor ons? Waar hoor ons hierdie stem in ons lewe? Hoor jy dit nog, of is daar te veel geraas, te veel ander stemme wat ons soms oorweldig? En watter besluite het die Here se wysheid jou al gelei? In die kern van ons teks is in vers 22 tot 31 een van die mees uitsonderlike gedigte oor die Skepper, 'n belydenis, 'n loflied, 'n misteriese herinnering aan die Skepper. Want dit neem ons terug verder as die begin, nie net in die strate van die stad nie, maar verder terug, daar by die begin van alles. En ons hoor 'n merkwaardige getuienis, die Here het my besit as die begin van sy weg, voor sy werke van ouds. Wysheid is voor die Skepper, voor daar heuwels was, voor die afgrond. Hierdie wysheid is nie net 'n laat toevoeging tot die skepping nie. Sy is ingebed in die skepingswerk self. En merkwaardig dat God eerste staan in hierdie sin. Want dit wys vir ons dat die klem lê op God se inisiatief. Wysheid is nie 'n onafhanklike kosmiese krag nie, sy is gewortel in God se wese. En sommige het probeer lees dat wysheid geskep is. En dit het die vroeë kerk tot dwaalleer gelei. Maar die kerk het op 'n punt gekom om bely, deur die belydenis van Messia, dat Christus, die Seun, is nie 'n skepsel nie. Maar soos ons gesing het ook, God uit God, lig uit lig, waarlik God, waarlik God. En net so moet ons verstaan dat wysheid hier nie net 'n geskaapte wese is nie, maar 'n manier om iets van die innerlike wysheid van God self te kan beskryf, teenwoordig van ewigheid af. Soos ons Spreuke 8 lees in hierdie konteks waarin wysheid 'n wetgesag van God is. En die misterie van God is ineengeweef met die bestaan van alle dinge. Wysheid is gewortel in God se wese. Dis die raamwerk van die skepping, nie net 'n plan nie, maar 'n teenwoordige vermoë in verhouding. En hierdie prentjie is kosmies, die hemelkoepel, die grens van die seefondamente van die wêreld. Wysheid was daar, soos 'n argitek aan God se sy. En as ons God se werk in die skepping
genade wat meewerk saam met God. Maar ook 'n kind wat in verwondering speel in God se skepingsruimte. Dis spel en vakmanskap, dis orde en dis vreugde. En wanneer in die Nuwe Testament dan praat oor Jesus, hoor ons klanke van Spreuke 8, want Johannes 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alles het deur hom ontstaan, en sonder hom, en selfs nie een ding wat ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kom dit nie uitdoof nie. Kolossense 1 kom sê vir ons dat deur hom is alles geskape, en in hom hou dit alles in stand. 1 Korintiërs sê die krag van God, die wysheid van God, is Jesus. En ons weet natuurlik van wie hier gepraat word, dat Jesus Christus al daar was voordat dinge tot stand gekom het. Dat die wysheid wat die woord is wat mens geword het. Want in Christus sien ons die vleesgeworde wysheid van God. Nie net met 'n stem wat roep nie, maar 'n lewe wat tussen ons geleef word. Jesus kom beliggaam dit. Sy kruisdood wys vir ons dat die dwaasheid van die wêreld se mag, maar die krag van goddelike liefde. Sy opstanding roep ons na 'n nuwe lewe. En so begin ons verstaan dat wanneer ons wysheid hoor in Spreuke, hoor ons 'n fluistering van Christus, dat die Seun wat van ewigheid af in verhouding met die Vader leef. En dan kom 'n verrassende deel, die prentjie word nog ryker. Want wysheid is nie net teenwoordig nie, maar wysheid het vreugde gevind. Vers 30 sê so mooi, ek is dag vir dag sy vreugde. Ek het voor hom gespeel. En wat 'n toneel is dit nie? Dat wysheid is nie 'n logiese konstruk van goddelike ingenieur nie, maar hy is vreugde. Hier spel ons dans ons verhouding. Want wysheid is 'n vreugdevolle teenwoordigheid. Die skepping is nie 'n projek vir God nie, maar dit is 'n vreugdevolle daad van liefde en gemeenskap. Die woorde wat hier gebruik word, gespeel, gelag, wys daarop dat die skepping iets is van plesier, van ritme. Dit herinner ons aan Genesis 1, waar telkens gesê word en God het gesien, dit is goed. Ons hoor iets van die geheim van die drie-eenheid. Want hier begin ons iets raak sien van die trinitariese verhouding. Van die Vader in verhouding met die Seun, met die Gees. Nie eensaam alleen nie, maar in liefde
anders sien as wesens in wie God vreugde vind. Hierdie wysheid roep van begin af. En ons hoor dit vandag in 'n wêreld vol wetenskaplike ontdekkings, waar wetenskap dikwels opponerend tot geloof gesien word. Maar Spreuke 8 kom wys vir my iets anders. Dit kom sê dat wysheid nie teenrede en ondersoek is nie, maar dat dit eerder verdiep en dit vervul. Want God se wysheid was van die begin af daar, ingebed in die skepingsorde, dat die logika van die heelal, die fyn balans van natuurwette, die samehang van die lewe, alles wys op spore van sy wysheid. So ons probleem is nie 'n tekort aan inligting nie, maar dalk aan verwondering. Dalk het ons vermoë verloor om te sing, om te bely en te luister na die poëtiese stem van die Skepper. Spreuke 8 kom daag ons uit om weer stil te word, om dalk weer te kyk met verwonderende oë van 'n kind, met die insig van ons geloof. Natuurwetenskap gee vir ons wonderlike instrumente om te verstaan hoe dinge werk. Maar dit is wysheid van God wat ons leer waarom dit saak maak. As jy dalk deur 'n teleskoop kyk of onder 'n mikroskoop en jy ervaar iets van onsag, dan is jy besig om op die rand van wysheid te staan. Want hierdie onsag is nie irrasioneel nie. Dit is geloof se vermoë om te sê, hier is meer as net materiaal. Hier is bedoeling, hier is liefde, hier is vreugde. So Spreuke 8 kom mooi ons om weer by die Skepper se voete te kom staan. Om soos kinders deel te word van die skepingsdans, want geloofstaal is daar om wetenskap te beveg nie, maar om dieper betekenis en verhouding te gee. En dalk is dit die wysste ding wat ons dalk vandag kan doen, as ons in verwondering hier uitstap, om te luister na die stem van wysheid, selfs tussen die feite en die formules van ons tyd. Om jou oë anders ingestel te hou oor dit wat rondom jou gebeur. Hoe God in die kleinste, fynste detail homself aan ons openbaar. Maar waartoe roep dit ons? Dit beteken dat wysheid ons roep om te leef. Nie net met 'n moreel etiese lewe nie, maar in 'n liefdevolle verhouding. As kinders van die drie-enige God is ons geroep om daardie goddelike ritme in te beweeg. Want die Gees herinner ons aan Christus se woorde. Die Seun wys ons na die Vader en die Vader onttrek ons nader ter sy liefde. Wysheid begin by luister, maar dit eindig nie daar nie. Want dit vra 'n antwoord met dade, met keuses, met 'n lewe wat God se orde en sy vreugde reflekteer. Spreuke 8 is vir ons 'n uitnodiging, 'n roepstem wat van die begin af weer klink en vandag weer roep. Want God se wysheid roep ons telkens. Ons leef in 'n tyd van baie stemme, opinies, algoritmes en slim idees, maar intussen, tussen dit alles, is daar 'n stem van eenvoud, van waarheid, van liefde, van verwondering. Die Vader, Seun en Heilige Gees tree met wysheid op, met die skepping, met die onderhouding van die wêreld en met die herskepping van ons as op kinders. Die
wysheid waarmee God die enigste doen, word hier besing in die lofsang van ons lewens. Met die leiding van die Gees wat in ons woon, ons daagliks lei en onderstraag, nooi ons uit om dit te gaan leef. Want God se wysheid is nie opgeskryf in boeke nie, maar sy loop deur die strate. Sy staan in die boeke van jou lewe. Sy klop aan jou deur, sy roep, want die goeie nuus is, hierdie stem is nie stil nie. Hierdie stem is nie ver nie. Sy roep vandag hier binne jou, soos die begin. En in Christus het sy onder ons kom woon, in die Gees praat sy met ons hart. So mag jy dalk vandag hoor, mag jy luister en dit inneem. Mag jy volg dit wat God vir jou sê, en mag jy gaan leef in wysheid, in verhouding, in verwondering en in vreugde. Amen. Drie-enige God, ons Vader, die wat van ons van die begin af roep. Here, U roep ons vandag om te luister, om te leef in die wysheid en om U teenwoordigheid te kan herken in die alledaagse van ons lewens. Dankie vir U woord wat vandag weer gekom het met lig en met insig, met uitnodiging na vreugde. Dankie dat U wysheid nie verborge gebly het nie, maar roepend, spelend, vreugdevol teenwoordig is in die skepping en in ons lewens. U is 'n God van vreugde. U wysheid sing U woorde by kruispaaie, waar menslikheid en goddelikheid ontmoet. U nooi ons in om in hierdie vreugdevolle wese, waar U elke begin, alle onderhouding, elke verlossing ken en daarin geken word. Sodat ons, soos U eenheid kan beliggaam, deur ons leef. Dat ons werklik nie by enige majesteit sal weerspieël in die geloof wat doen, in die hoop wat nie teleerstel nie, en in die liefde wat volhard. Here, laat ons nou weggaan as mense wat gehoor het, mense wat die stem van wysheid herken en bereid is om die pad saam met U te stap. Here, laat ons U vreugde uitleef in ons diensbaarheid, U vrede uitdra in konflik en moeilike besluite, en U waarheid beliggaam in 'n wêreld wat verlore is sonder rigting. Here, ons bid ook vir die wêreld wat in konflik staan, waar U wysheid en U insig en U liefde moet deurbreek. Here, dankie dat ons dit vir U kan vra, want ons weet dat U teenwoordig is, dat U nie wegkruip of wegskyn as daar moeilike goed gebeur. Here, dankie dat U rigting, dat U vreugde, dat U liefde en genade aan ons gee. Ons bid dit met afhanklikheid, met verwondering en met die hoop wat in Christus leef. Amen. As slotlied wil ek julle uitnooi en ontvanklik te wees. Mag die Gees van wysheid, mag ons dit werklik beliggaam, mag ons dit berei, mag ons sê, Here, ons is U kerk, laat U ryk hier kom, en mag ons